Vriende, goeiemôre. Dit is Dinsdag. Ons kom by die tweede van ons reeks oor Openbaring in hierdie toewydingsweek van ons in die gemeente. En dit gaan vanmôre oor Openbaring 2 vers 8 tot 11. Voordat ons daaroor begin nadink, kom ons buig net eers ons hoofde en ons aanbid die Here. Hemelvader, ons aanbid U, ons loof U, ons besing die heiligheid van U naam. Ons is baie diep bewus daarvan dat U die lewende God is wat in alle opsigte lewe, in wie daar geen duisternis, geen leuen en geen dood is nie, en dat U ook aan ons in Jesus Christus die ware lewe kom meedeel het, en dat ons daardie lewe kan leef nou alreeds hier, maar ook eendag wanneer ons saam met U in die paradys sal lewe. Ons bid dat terwyl ons hier op hierdie aarde nog besig is met dit wat hier moet gebeur, dat U vir ons sal dra en help, dat wat ook al in ons lewens gebeur, ongeag van of dit positief of negatief is, of dit mooi is of dit sleg is, dat U vir ons sal help om die hele tyd aan U getrouheid, aan U lewe en aan die geloof in U vas te hou, sodat ons by U kan bly en saam met U kan lewe. Praat met ons ook deur die teks en seën ons vanmôre in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ek lees vir U Openbaring 2 vers 8 tot 11. Dis die kortste van die 7 briefies hierdie. Hy's net 4 versies lank en daar staan 'n paar pragtige goed in hom. Ek gaan dit 'n bietjie uitbrei wanneer ek daaroor met U nou praat. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. Nou, so sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir alles wat julle gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Pragtige briefie, die eerste een van die 2 van hierdie 7 briewe, waarin die Here Jesus niks negatiefs vir die gemeente te sê het nie. Ons gaan weer die patroon van die briewe volg, wanneer ons 'n bietjie daaroor nadink. So ons gaan so 'n bietjie praat oor die selfopenbaring van ons Here Jesus Christus aan die gemeente in Smyrna. Nou, onthou nou, as die briewe geskryf is aan die 7 gemeentes in Klein-Asië, 7 is die volheidsgetal, dan is hulle net voorbeelde, net afbeeldings van die kerk van Jesus Christus in totaliteit. En Jesus Christus is teenwoordig in sy kerk. Dit is wat die eerste visioen van Openbaring, wat van hoofstuk 1 vers 9 tot hoofstuk 3 se laaste versie strek, wat dit vir ons wil sê. Jesus is teenwoordig in sy kerk op aarde. Ek wil tog net 'n kantlyn opmerkingkie maak oor hoe 'n mens met Openbaring behoort om te gaan. Ek gaan so met Openbaring om, ook in die boekie wat ek oor Openbaring geskryf het. Openbaring is nie moeilik nie, is my benadering tot Openbaring, dat in hoofstuk 1 vers 8 die laaste letterlike woorde van Openbaring staan. Daarna, van hoofstuk 1 vers 9 tot by hoofstuk 22 vers 21, moet Openbaring simbolies verstaan word. En ons kan nie elke nou en dan 'n keuse maak om iets letterlik te verstaan en ander goeder simbolies te verstaan nie. Dit gebeur nogal baie dikwels
veral in die Pinksterkerke waar mense nie regtig die teologiese agtergrond en die godsdienstige agtergrond om Openbaring reg te verstaan nie, dat hulle byvoorbeeld uit Openbaring 20 praat van 'n 1000-jarige ryk wat 'n letterlike 1000 jaar is, en terselfdertyd in daardie 1000-jarige ryk is daar 'n ketting waarmee die Satan gebind word en in die onderaardse dieptes gegooi word, maar daardie ketting word nie letterlik verstaan nie, dis 'n simboliese ketting. Nou om so liekraak keuses te maak oor wat letterlik moet verstaan word en wat nie letterlik moet verstaan word nie, is eenvoudig net nie 'n manier waarop Openbaring verstaan wil wees nie. Openbaring vorm deel van die apokaliptiese literatuur, die gebare, die tekensliteratuur van die Bybel. Daar is 'n paar ander boeke ook. Ek sal môre vir u die volledige lysie gee as ons met mekaar gesels. Maar daar is bietjie ander apokaliptiese literatuur ook in die Bybel. En ons moet Openbaring apokalipties verstaan. Ons kan nie anders met Openbaring omgaan as om elkeen van hierdie 3 groot visioene waaruit Openbaring bestaan, so te hanteer dat die Here wil vir sy kerk iets sê in die vorm van beelde en in die vorm van figure en sulke goed wat 'n bepaalde simboliese betekenis in ons lewens behoort te hê nie. Nou wanneer die Here Jesus homself aan die gemeente openbaar, dan doen hy dit in die woorde van hoofstuk 1 vers 17 en 18. Nou onthou nou die eerste visioen, die visioen van Jesus teenwoordig in sy kerk, begin by hoofstuk 1 vers 9 en dit eindig by hoofstuk 3 se laaste versie. So, dit is belangrik dat ons sal verstaan dat hierdie selfopenbaring van Jesus ook alreeds uit die eerste visioen uitkom. Nou dis nie die eerste plek waar hierdie eerste en laaste voorkom nie. Jesus het dit al in die inleiding wat ons dan nou gesê het, van hoofstuk 1 vers 1 tot 1 vers 8, kan ons maar letterlik verstaan. Dis Johannes se inleiding na die boek. Jesus het homself ook al daar so aan Johannes bekend gemaak en nou kom hy en hy maak homself aan die kerk bekend as die eerste en die laaste, die een wat dood was en wat lewend geword het. En dis baie belangrik dat ons hierdie gedagte moet vashou. Want nie net wil die Here vir die kerk oor al die eeue heen kom sê, ek is in beheer van die kerke nie. Hy wil ook kom sê, ek is die Here oor die tyd, die kosmos en die geskiedenis. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit verstaan, want die tweede gedeelte van Openbaring, die tweede visioen van Openbaring, wat weer elkeen in 'n klompie klein gesigte verdeel is, handel juist daaroor dat Jesus in die kosmos, die wêreld, die skepping teenwoordig is en daar sy gesag uitvoer. En die laaste dan, dat Jesus in die geskiedenis teenwoordig is, sy gesag daar uitvoer, ook die geskiedenis beëindig en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand bring waaruit ons kan lewe. Die hele gedagte van verwysing na Jesus se dood en opstanding in hierdie gedeelte, ek is die eerste en die laaste wat dood was en wat weer lewend geword het, moet ek en jy baie duidelik hoor as iets van die hart van Jesus. Want hy wil daarmee vir ons kom sê dat hy reeds die dood oorwin het. En as ons 'n bietjie later hoor dat hy ook oor die tweede dood praat, dan weet ons dit is juist die dood wat hy kom oorwin het. Jesus het die hel kom oorwin, want die hel is die tweede dood. En dis die dood wat vir ewig duur. En julle moet julle nie laat mislei deur mense wat sê God kan nie in sy goedheid so ding skep, 'n ewige lyding skep nie. Hy kan en hy wil en hy het. Daar is 'n hel. Daar is 'n werklike hel wat ek en jy van bewus kan wees en wat ek en jy kan vermy op een manier, en dit is deur onsself, deur die geloof, deur vir God toe te laat, deur die Gees toe te laat, om ons deur die geloof in Jesus Christus in te plaas.
sodat ons deur die geloof ons vertroue op hom stel, sodat ons kan weet, hy is die een wat vir ons die ewige lewe kom bewerk het en dit vir ons kom gee. Die briefie duidelik gaan oor 'n oproep tot volharding deur die een wat self die dood oorwin het. So ons kan die pad vat. Ons kan, ek dink sommer aan ons weermag daar toe ons kilometers en kilometers moes gehardloop het net om fiks te word. Ons het daai tyd gedink ons word gestraf, maar in werklikheid het die korporaals en die sersante ons maar net 'n bietjie fiks gemaak deur ons kilometers en kilometers te laat draf. En hoe verder jy met daardie hardloop gegaan het, hoe moeiliker het dit geword om die eindpaal te behaal. Maar dan het vasbyt, het dit deel geword van ons mondering. En dis waarvan Jesus hier praat. Gelowiges volhard in Jesus Christus. Dis deel van ons heilsweg. Dis deel van die pad wat God met ons op hierdie pad loop, in hierdie lewe loop. Ons vorm deel, of volharding vorm deel van ons heilswerk. Nou, die gesag en die oorwinning van Jesus is die fondament van ons hoop op verlossing. Te midde van wat ook al met ons mag gebeur, en in hierdie briefie baie spesifiek, wil die Here vir ons kom sê, dat soos wat daar in Smyrna ondraaglike lyding was, so mag dit ook met ons gebeur, veral in hierdie laaste dae waarin ons leef, en met laaste dae verwys ek nie na 2026 nie, ek verwys na die periode tussen die koms van ons Here Jesus Christus in 'n krib in Bethlehem, en die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer hierdie aarde en hierdie hemel gaan verdwyn, en wanneer daar in die plek daarvan 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel en 'n nuwe stad kom, 'n nuwe Jerusalem, waarin ons saam met God gaan lewe en hom oog tot oog gaan aanbid. So, hierdie selfopenbaring van Jesus wil vir ons 'n lampversekeringe kom gee. Hy is die een wat eerste en laaste is, die alfa en die omega, die eerste letter van die Griekse alfabet en die laaste letter van die Griekse alfabet. Hy is ook die een wat dood was, regtig dood, nie skyndood nie, nie net gesterwe nie, dood, soos in die hel ingegaan het. Dit bely ons sondag vir sondag, en wat daaruit opgestaan het, en wat nou waarlik lewe. Hy is die lewende God in mense gedaante in hierdie wêreld, maar ook dan as God aan die regterhand van die Vader, waar hy saam met die Vader, waar hy regeer ons lewens elke oomblik van elke dag. Die tweede gedagte wat in hierdie briefie na vore kom, is soos by al die briewe Jesus se getuigskrif. En hierdie is die eerste een van die twee briefies, waarna ek gister verwys het, waar daar nie iets negatiefs vir die gemeente gesê word nie, net positiewe goed. En die positiewe goed wat hier gesê word is, Jesus sê, ek ken julle lyding. Ek ken dit wat julle deurgaan. Nou ken in die Bybel is nooit iets soos 'n wiskundekennis of 'n geskiedeniskennis of kennis van 'n boek wat jy gelees het nie. Ken in die Bybel is altyd iets van die verwoording van 'n intieme ervaring. Soos wat jy jou vrou ken, soos wat jy jou man ken, soos wat jy jou kinders ken, soos wat jy die Here ken. Daar is verskriklik belangrik dat ons dit verstaan, dat geloof, as dit geloof, kennis en vertroue is, dan is daardie kennis 'n intieme ken deur ervaring met God. Ek gebruik altyd die beeldjie om dit te verduidelik van my oudste seun, wat in 'n swembad geval het toe hy 'n klein seentjie was, en ek het in 'n volbruin uniform in die middel van die winter gestaan, 'n swembadpomp spoel, en ek het die gesplas gehoor, en met daai volbruin uniform, boots en alles in die swembad gespring, het my kinde uitgehaal, en toe was hy 'n bietjie bang vir water. En ons moes hom leer swem, want 'n mens kan nie 'n klein kindjie los laat hy nie swem nie.
Ons moes hom leer swem en ons het by warm bronne gaan vakansie hou en as ons gaan vakansie hou het, dan het ek nou vir hom in die water ingeneem. En ek was in hierdie wêreld die enigste mens wat daardie seun van my in die water sou inneem. Want hy het niemand anders vertrou nie. Maar hy het my vertrou en ek kon met hom in die water rondspeel en die kere gaan en ek kon hom op die wal neersit en vir hom sê, spring, ek gaan jou vang. En dan het ek hom gevang en hom in die water gesit en ons het lekker gespeel so. En dan so nou en dan sê ek vir hom, spring, ek gaan jou nie vang nie. En dan as hy spring, dan staan ek terug en dan gaan hy kop onder die water in en dan is hy woedend vir my en hy ras en hy skree en hy beklei en hy slaan my en dan sê ek vir hom, seun, jy moet luister wat papa sê. As ek sê, spring, ek gaan jou vang, gaan ek jou vang. Jy kan daarvan doodseker wees. As ek sê, spring en ek gaan jou nie vang nie, gaan ek jou nie vang nie. Jy kan daarvan doodseker wees. En so het hy geleer om onder die water in te gaan en hy het my vertrou wat hy geweet het, ek staan daar en later het hy eintlik gesê, ek moet hom nie vang nie, hy wil spring en dan moet ek hom net uithaal as hy klaar is. Dit is daardie intieme kennis van God, wat ek en jy nodig het om hom werklik te kan vertrou. Ons moet besig wees met God. Ons moet daardie kennis van God moet ons bou en dit is wat in die gemeente in Smyrna gebeur het. Die Here sê vir die gemeente, ek is met julle so besig dat ek weet julle gaan volhard, ek weet julle gaan deurstaan. Ek verstaan julle verdrukking en julle armoede, maar julle is nie arm omdat julle nie goed het wat julle kan koop en wat julle kan verbruik en selfs misbruik nie. Julle is baie, baie ryk in my, in Jesus Christus. En vriende, ek wil dit van ons gemeente ook sê. Ek het onlangs verneem, iemand het gesê, ons is dan seker baie gelukkig dat ons in so kom ons sê dit maar 'n ryk gemeente, kan die woord wat hy gebruik het nou nie onthou nie. In so 'n ryk gemeente beland het aan die einde van ons bediening. En ek het gewonder van watter ryk gemeente praat hy. Want hier is nie ryk mense in ons gemeente nie. Ons is almal van ons mense wat regkom. Maar veral mense wat ryk is in ons vertroue op Jesus Christus. En ek wil dit vanmôre vir jou sê, dis my indruk, na meer as 'n jaar wat ek die gemeente aktief bedien het, by julle in die huise gekom het, is dit my indruk. Ons is mense wat ryk is in ons vertroue op die Here Jesus Christus. Vir God gaan sukses nie oor materiële besittings nie. Die grootte van jou plaas en die hoeveelheid beeste wat jy aanhou en die hoeveelheid skape waarmee jy boer wat die mense net kan steel omdat dit maklik is om 'n skaap te steel en die karre wat jy ry en wat ook al daai goed is nie vir God belangrik nie. Wat vir God belangrik is, en dit is wat hy vir die gemeente in Smyrna wil sê, is geloof en getrouheid. En ek wil julle daarvoor prys, soos wat die Here vir Smyrna daarin prys, maar ek wil ook sê, kom ons bly die hele tyd in die geloof en getrouheid baie, baie waaksaam, dat ons nie van God af weggevoer word nie. Want dis die volgende ding wat die Here in hierdie getuigskrif sê. Hy praat oor die vervolging, die godsdienstige vervolging presies, wat aan die gang was in Smyrna gewees. Hy praat van die mense wat sê dat hulle Jode is en tot die sinagoge van die Jode behoort, maar wat eintlik tot die sinagoge van die Satan behoort. Nou die vraag is, van wie praat Jesus hier? Is dit 'n algemene beskrywing van die wêreld rondom Smyrna? Ek dink nie so nie. Ek dink nie almal behoort tot die sinagoge van die Satan nie. Dit sou eenvoudig net nie reg wees so om dit so te verstaan nie. Almal behoort aan die Satan, maar nie noodwendig aan die sinagoge van die Satan nie, want die sinagoge van die Satan waarna Jesus hier verwys, is 'n godsdienstige instelling wat lyk asof hy met godsdiens besig is, met die diens aan die lewende God besig is, maar wat in werklikheid God se werk teestaan. Nou dit gebeur baie dikwels en baie maklik in ons lewens, dat mense die werk van God teestaan, en ons moet maar net baie bewus wees daarvan, dat ons dit nie moet doen nie.
dat ons altyd maar moet nadink oor wat is ons besig om te doen, wanneer ons kommentaar lewer, wanneer ons standpunt inneem, wanneer ons besig is met mekaar, is ons besig om te bou, of ons is besig om te breek. Die volgende dingetjie wat in die gedeelte gebeur, en dit handel die getuigskrif af. Die getuigskrif is net positief. Ek ken julle lyding, ek verstaan julle armoede, ek weet van die mense wat hulle self Jode noem, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. En die volgende dingetjie wat hy dan doen is hy gee vir die gemeente die oplossing. Nou ons het nou gister ook gepraat oor die oplossing vir Efese. En die oplossing vir Efese was bekeer julle. Die oplossing vir die gemeente in Smyrna lê op 'n totaal ander vlak en ek en jy moet dit raak sien. Want ek dink in baie opsigte is hierdie oplossing ook vir my en jou beskikbaar. Die oplossing lê daarin dat die Here vir hulle sê, julle moet weet, dit gaan nie makliker word vorentoe nie. Dit gaan net moeiliker word vorentoe. Hoe nader ons aan die wederkoms van ons Here Jesus Christus kom, hoe moeiliker gaan dit vir die gelowiges word om te lewe. Johannes skryf hier selfs dat hulle in die tronk gegooi gaan word. Dit is wat Jesus vir hulle sê. Hulle gaan tot die dood toe beproef word. Hulle gaan regtig nog meer swaar kry verder vorentoe. Maar die Here wil vir ons kom sê, in daardie swaar kry moet julle een ding weet. Julle moet weet, ek beperk self daardie swaar kry, want ek bly self in beheer. So as die Here toelaat dat ons swaar kry, my vriend, my vriendin, dan moet ek en jy met daardie swaar kry saamloop en ons moet bly volhard. Dit help nie dat ons moedeloos raak en dat ons geloof verloor en dat ons op die einde van die dag sê, nee, ek verstaan nou nie meer hierdie God wat met my besig is nie, wat vir my die lewe so moeilik maak nie. Dis nie God wat die lewe moeilik maak nie, dis die agente van die Satan wat die lewe moeilik maak. Maar hulle word deur God ingeperk. Hulle grense word deur God bepaal. Dit is wat daar die 10 dae lank wat in die teks staan beteken. Hulle grense word deur God bepaal, want, en dis die belangrike waarheid van hierdie brief, God bly in beheer. In beheer van jou lewe, in beheer van jou gedagtes, woorde, dade, doene, late, komme, gane. Jy kan daar byvoeg net wat jy wil. God bly in beheer. En daarom, omdat hy in beheer bly, kan hy van ons kom vra dat ons tot die uiterste toe getrou sal bly, wat in die laaste woorde van hierdie briefie staan. En dan daarmee saam gaan dan mos nou die belofte dat hy vir ons die kroon van die lewe gee. Nou die woordjie wat hier vir kroon met kroon vertaal word, is die Griekse woordjie Stephanos, en dit beteken eintlik oorwinnaarskrans. Dis nie 'n kroon soos 'n koning dra nie. Dis nie wat die woord Stephanos beteken nie. Die woord Stephanos beteken dis 'n oorwinningskrans. Dis 'n krans wat jy dra wat aandui dat jy deel is van die oorwinning en wat verseker dat jy nie staan daar in die teks sal deel in die tweede dood nie. Nou die tweede dood in Openbaring is altyd 'n verwysing na die hel. Moenie vir 'n oomblik daaroor vrees nie, of daaroor bekommerd wees, of daaroor wonder nie. Die tweede dood is altyd 'n verwysing na die hel. Die tweede dood is daar waar die mense wat nie deur God in Jesus Christus gevestig is, en saam met hom lewe, in hom lewe en hy in ons nie. Die tweede dood is daar waar ek en jy nie in gaan deel nie. Ons gaan saam met God in die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem lewe. Mag die Here dit vir jou ook in hierdie week so maak en vir die res van 2026. Amen.